bid nou saam. Onse wonderlike hemelse Vader, aan U kom al die eer toe. Daarom ook die woorde van ons fotum vanoggend, as die eerste woorde wat ons in hierdie erediens uitspreek, waarin ons as U kerk en as gelowiges bely dat U heilig is, en dat U van ewigheid tot ewigheid God is. Here, baie dankie dat hierdie byeenkoms vanoggend staan in die teken van U liefde en U genade vir ons as mense. Ons wat maar feilbaar en broos is, maar Here wat U liefhet en wat U graag wil dien. Ons vra nou, Here, dat as ons uit die Bybel uit lees, dat weer die wonder sal gebeur, dat die Heilige Gees sal kom en dit wat waar is in U woord vir ons bekend sal maak, duidelik sal maak, en ook vir ons die vermoë sal gee om anders as wat ons menslike natuur baie keer is, ook hierdie woord in ons lewens te gaan uitleef. Here, stuur nou U vrede, die kalmte in ons harte. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, ons lees uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie van Johannes, en ons gaan 'n gedeelte lees van waar Jesus voor Pilatus verskyn het, en 'n gedeelte van daardie gesprek met Jesus se verskyning voor die goewerneur. Ons lees dan Johannes 18 vanaf vers 33 tot die eerste gedeelte van vers 38. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra, vra u dit uit u eie, of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, dan sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy toch wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos jy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. Dus susters, kom ons lees daardie gesprek tussen Jesus en Pilatus, soos die apostel Johannes dit aan ons oorlewer as God se woord. Mag die Here ook vandag die verkondiging van hierdie woord in elkeen van ons se harte seën. Ons gaan nou 'n lied sing voor die prediking. En kom ons sing die enigste kort strofe van lied 254. Spreek Heer, want u dienaar luister. Kom ons sing daardie strofe 2 maal na mekaar voor die prediking. Yeah.
om mag te hê. Om mag te hê, en dan veral die vraag van Pilatus aan Jesus, dan is jy tog wel 'n koning. Liewe broers en susters in die Here, ons word gebore in 'n wêreld waarin daar 'n wye netwerk van magsverhoudinge en magsuitoefening is. Oral waar mense saam woon of saam werk, is daar bewustelik, maar ook soms onbewustelik, strukture van mag waarmee mense beheer oor mekaar uitoefen. Ons is vandag so bewus van politieke mag byvoorbeeld, van regerders, van wetstoepassers, mense wat in 'n posisie is om heelwat oor ander se lewens mag uit te oefen. Daar is byvoorbeeld ook in 'n werksplek is daar maguitoefening van 'n werkgewer teenoor werknemers en uiteindelik ook in die klein kring van ons huisgesin is daar soms ook 'n magspel teenwoordig. En die rede daarvoor is dat ons almal maar in 'n mindere of meerdere mate daarvan hou om in beheer te wees. As daar een ding is wat waar is van die Romeinse owerhede in Jesus se dag, was dat hulle nog meer magsbehet was as vandag se regerders. En dat hulle nie geskroom het om hulle mag met wreedheid en met felheid op mense af te dwing nie. En tog was elkeen van hierdie regerders terdee bewus van die feit dat daardie mag enige oomblik weggeneem kan word. As jou eie mense en jou eie volk teen jou draai. So was daar altyd maar 'n onderliggende vrees by selfs die grootste en die magtigste van die Romeinse koninklikes en keisers, wat baie bewus was daarvan. Ek kan enige oomblik hierdie baie delikate mag en magsposisie verloor en selfs daarmee sal my lewe verloor. En ons glo dit is miskien die enigste rede waarom die Romeinse gouverneur Pontius Pilatus enigstens bereid was om Jesus se saak aan te hoor. Hy gee eintlik glad nie om oor die Jode se kleinlike opstandjies en rallietjies met mense wat in konsuis hulle godsdienstige wette oortree het, wat niks vir hom beteken het nie. Dit skeel hom ook baie min dat hy nou van hom verwag word om die Jode se oortreders te straf. Maar omdat Pilatus gehoor het dat hierdie spesifieke aangeklaagde, hierdie Jesus van Nasaret, beweer dat hy 'n koning is, dit het hom laat regop sit. Want hy moet seker maak dat hier nou nie weer iemand is wat vroeër of later vir hom 'n bedreiging gaan word nie. En daarom lees ons, is dit grootliks waaroor die gesprek tussen Jesus en Pilatus gaan as Jesus voor hom verskyn. Pilatus roep vir Jesus en hy praat ook nie eens eintlik met hom in die binneplaas waar almal kan hoor nie. Hy roep hom na die private gedeelte van sy amptswoning waar hy alleen onder 4 oë met Jesus kan praat, en daarin is sy vraag dadelik, is jy 'n koning? Is jy nou die koning van die Jode? Moet ek oor jou bekommerd wees? Beplan jy dalk weer een of ander opstand teen Rome? Is jy vir my 'n potensiële gevaar? Maar Jesus se antwoord is die belangrike in hierdie gedeelte. Hy verstaan natuurlik dadelik en presies waaroor dit hier vir Pilatus gaan, maar Jesus kies nie op daardie vlak met daardie gesprek met Pilatus betrokke te raak nie. Jesus gebruik dit eerder as 'n geleentheid om, soos wat altyd sy eerste oorweging was, die evangelie en die waarhede van die evangelie te stel. En Jesus noem aan Pilatus hoe sake in hierdie wêreld aan die verbygaan is. Strukture is maar tydelike strukture. Regerders maak nie saak hoe magtig nie, sy regeertydperke gaan maar altyd verby. Maar Jesus sê wat werklik saak maak, is die een
wat alle mag in sy hand hou, vir tyd en ewigheid. Hy wat die ware magshebber is. Indirek sê Jesus, ek het nie gekom om by kleinlike aardse geveggies en magstryde betrokke te raak nie. Ek en my volgelinge is met iets ver meer belangrikes te besig. My hele doel, sê Jesus, is om aan hierdie wêreld met sy stryd, met sy konflik, met sy magstryde, met sy korrupte valse leiers te leer. Julle moet die valsheid van hierdie wêreld agterlaat. Julle moet aan die waarheid vashou. En wat hierdie waarheid is die belangrike, sê Jesus. Vir 'n oomblik lyk dit of Pilatus daarin geïnteresseerd is, want hy vra, maar wat is waarheid? Maar wat hierdie waarheid is, het die apostel Johannes al in die openingswoorde van sy evangelie gesê, toe hy gesê het, die waaragtige lig wat elke mens verlig was aan die kom in die wêreld. En aan almal wat hom aangeneem het, almal wat gesê het, daardie lig is vir my, het hy die reg gegee. Ons kan daai Griekse woordjie ook vertaal met hy die mag gegee om kinders van God in die wêreld te wees en om die ewige lewe te verkry. Dit is waaroor dit gaan, sê Jesus. So Jesus sê vir Pilatus, dit is die mag waaroor jy begaan moet wees. Dis die mag waaroor ek beskik en wat ek vir jou kan bied. Ek kan jou ontruk van hierdie wêreld met sy vele forme van magstryd, gevaarlike magstryde. Ek kan jou bevry van 'n valse, korrupte wêreld. Ek kan aan jou die ware mag gee, wat nie verbygaan nie. Want dit kom saam met die waarheid. Dit maak van jou 'n verloste sondaar, kind van God, beerwer van die ewige lewe. Dit gee vir jou selfs mag oor die dood. Want dit bied aan jou 'n lewe na die dood. Maar geliefdes, dit gaan by Pilatus verby. Hy is so verblind deur sy ampt en sy posisie. Hy is so behep om ten alle koste daardie politieke gesagsposisie te behou, dat die inhoud en betekenis van Jesus se lewensveranderende woorde heeltemal by hom verbygaan. Later, as hy vir Jesus kruisig, dan laat hy 'n inskripsie bo Jesus se kruis aanbring, die koning van die Jode, spottend, om eintlik te sê, so lyk iemand. En dit gebeur met iemand wat dink dat hulle my koningskap en my mag kan uitdaag. Wat my beheer wil uitdaag. So het Pilatus uitgemis in die grootste van alle gawes om die mag te hê, die reg te hê, kind van God te wees wat vir ewig lewe. Geliefdes, ons is wat ons verhoudinge met God en met mekaar betref, ook heeltyd, bewustelik of onbewustelik, met 'n magspel besig soms. Want dit is vir ons as mense vreeslik moeilik om die beheer van jou lewe aan God oor te gee. Jesus is eintlik ook voortdurend in ons binnekamers en in ons binneplase teenwoordig en hy vra vir ons, dien my, buig voor my, erken my in jou lewe, erken dat ek die mag het. En dan baie keer in ons woorde of ons dade of ons gesindhede is ons partykeer net so uitdagend teenoor God as op Pilatus met Jesus was. Ons daag ook baie keer God se koningskap oor ons lewens uit. Ons ontken ook baie keer dat hy mag oor my lewe het. Baie keer sê ons lewenstyle, ons lewenskeuses, ons lewensingesteldheid, hoekom moet ek Jesus koning van my lewe maak? Dit is baie makliker om die beheer van die lewe te behou. Dit is baie geriefliker as ek in beheer is. Ek hou van mag. Ek wil dit vir al die laaste sê baie keer hê. Selfs al moet ek so 'n bietjie manipuleer om dit reg te kry. Al moet ek baie keer 'n bietjie dreig om dit reg te kry of skree om dit reg te kry. Wat ons eintlik daardeur doen is om vir Jesus te sê, U is nie my koning nie. Ek leef in valsheid, in 'n valse gerusheid, in 'n valse vrede en baie keer in 'n valse bravade. Dit is baie makliker as om die mag te verloor. Vandag staan Jesus ook voor ons en sê, doen afstand van jou aandrang om beheer
oor almal en alles uitoefen. En dit maak baie keer jou lewe vals. Jy leef dan nie in die waarheid nie. Ek wil vir jou veel meer as dit gee. En ek wil vir jou veel meer as dit bied. Maar dan moet jy vir my dien. Dan moet jy die minste wees. Dan moet jy bereid wees om die beheer van jou lewe aan my oor te gee. Geliefdes, ons leef in 'n tyd van gewaande maghebers. Daar is soveel moderne Pilatusse vandag, maar ons leef in ons verhoudinge met mekaar. Baie keer ook so. Ek is in beheer. Ek het die laaste sê. Ek het die mag. Kom ons maak nie dieselfde fatale fout as wat Pilatus gemaak het nie. Jesus sê, ek wil vir jou die grootste van alle mag gee. Ek wil vir jou die grootste van alle regte in die lewe gee. Die hoogste mag. Naamlik om kind van God te wees. Om by die waarheid te bly en om dit uit te leef. Maar dan moet jy afstand doen van jou gemaakte troon en jy moet werklik waar vir my en ander van harte dien. Ag die Here ons deur sy Gees daartoe altyd help. Amen. Kom ons dank nou so. So wonderlike hemelse Vader, Here, U is koning. U het die mag. En U wil vir ons leer die belangrikste in jou lewe is. Die reg wat jy het, die mag wat jy het, kind van God te wees. Maar dan moet jy bereid wees om te dien. Dan moet jy bereid wees om die minste te wees. Dan moet jy afstand doen van 'n lewensingesteldheid om alles en almal te beheer. Here, dit is vir ons baie keer so moeilik. Maar U leer dit vir ons. Dankie dat Johannes die apostel ook hierdie verhaal, hierdie dialoog tussen Jesus en Pilatus opgeteken het, omdat dit belangrik vir ons is om dit te lees en om te sien hoe mense foute maak, selfs in die teenwoordigheid van God. Leer ons, Here, hoe wonderlik dit kan wees wanneer ons gaan aanspraak maak op ons grootste reg en mag as mense. Dit wat nooit sal verbygaan nie, kind van God te wees en die waarheid van die evangelie uit te leef. Dankie Here vir ons samesyn vandag hier. Dankie vir elkeen wat vanoggend kerk toe gekom het. Here, ons het hiernatoe gekom omdat U Gees ons vanoggend hiernatoe begelei het. Dis nie toevallig dat ons hier is nie. U lê in ons harte die begeerte om te kom luister na God se woord, maar om ook saam met medegelowiges te wees, waar ons saam aanbid en saam ons geloof uitleef. Here, wanneer ons ook as hierdie gemeente so saam is Sondag, bid ons dat U Gees altyd sal kom en aan ons die wonderlike volheid en heerlikheid van die evangelie sal bring. Hoor ons gebed, stuur ons U vrede in ons harte.